Goeienaand. Baie dankie dat julle gekom het. Sien dit op ou vriende, op ander vriende wat ek nie almal ken nie. Maar jy is welkom vanaand hier saam met ons te kuier. Vanoggend was ongelooflik. Ek dink die Heilige Gees sal ons vir mekaar gesê was hier en ons kon dit hoor. En ek het dit om ander goed op te sê gehad. Sal nou nie uitbrei oor die vrou nie. Maar jy is welkom. Welkom hier in ons geleedere, ons het jou vanmorgen verwelkom. Ons wil graag hoor wat die Here sê. Ons gaan net eers so 'n paar liedere saam sing, ek is 'n bietjie lekker lofprysing. En sing lekker uit jou hart uit, ons gaan bid die Here. En maak vanaand 'n mooi aand saam met jou en my. Terwyl ek hier so sit, kom ons, Rika sal ons seker bid, maar kom ons vra net dat die Here se seën is. Ons bid. Here Jesus, dankie dat ons vir U kan groot maak. En dat ons in die stilte van die aand hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons almal boeties en sissies is in geloof in Jesus. Dankie dat ons nou hier met musiek kan groot maak. Ontvang die lof van ons lippe en ons hart en ons gedagtes. As ons 'n loflied vir U wil gee. In Jesus se naam. Amen. Terloops, daai eerste liedjie wat jy gesing het. Wat was hy? Ekskuus, herinner my net gou. I surrender, ja, I surrender. Ek wil net vir julle sê,
Wel, eerstens is dit 'n ongelooflike interessante gebou hierdie. Die skrikkelike mooi kerk. Staan nou daarbo en ek kyk na al die hout en die goede. Regtig, is dit verskriklik mooi. Hulle maak nie meer geboue so mooi. Maar hierdie vertrek is ook 'n interessante vertrek, want baie mense dink dat die kusyne spesiale kusyne. Het julle dit al gesien? Ja, jy het al sien as mens daar deurkom hoe verander jy. Ja. Ek onthou toe hulle my legitimeer, toe moes ek teken dat ek sal nie vir mense sê, waar kry ons daar die kusyne nie? Want 'n man stap hier en die skuim sit so in die hoeke van sy mond, soos hy vir sy vrou verduidelik. Wie is die baas hier? En dan loop jy daar deur daai kusyne en dan verander jou hele stem verander. Jy praat meer vol rond. Jy sê dinge soos naaldbrood. Julle het dit al gesien? En nou wil ek net vir julle sê, dat God belewe dit glad nie so. Ja, soos ek en jy dit belewe, oor jare, wat ook al jou belewenis is, God beleef dit glad nie so nie. En ek dink, is wanneer ons begin agterkom, wat sien God as ek hierin kom? En wat hoor hy, wat jy partykeer jou asem wegskrik? Soos byvoorbeeld die liedjie, I surrender all. Nou, dit is mos nou 'n tydlose liedjie. Hy kom ons nou al blou jare aan. En die mense wat hom geskryf het en gesing het oor jare, is mense met, dit kom uit baie diep beweging van die Heilige Gees en mense wat in oorgawe voor God staan. Dis waar die liedjie begin. Maar ons kan nou maklik sing, I surrender all to Jesus, I surrender. Wat nou nogal mooi is. Kom aan, dit was mooi. Dis nie te sê dat dit is wat God hoor. Dis wat jy sing. Maar dis nie wat God hoor. En dit was vir my 'n verskriklike skok om agter te kom dat in die meeste kere wat ek die liedjie gesing het, het God gehoor. Iets anders. En wat hy gehoor het was, I surrender some. I surrender some to Jesus I temporarily lend. I surrender some, hallelujah, all together. Klink het daar? Wat beteken dat die versoeking om skizofrenies te wees in jou lewe, in hierdie vertrek, is asemrowend groot. Dat dit wat jy is, en dit wat jy hier is net nie dieselfde nie. Ek onthou as 'n jong kind was hierdie vertrek, was my die vertrek van pyniging. Want my pa het in die kerkraadbank gesit en ek en my ma alleen daar agter. Nou nie hier nie, 'n ander plek, maar julle verstaan nou. En ek het menige Sondag met blou ribbes by die huis aangekom. Soos my ma, my kind om stil te sit. Net tot ons by die huis kom. En wat vir my so kosbaar is eintlik van my besoekie by julle volgend en vanaand is, dat hierdie dorpie 33 jaar gelede, hierdie dorp, 33 jaar gelede, staan ek nie baie ver van waar ek nou staan en sê, ek wil met God niks te doen hê. En hier staan ek 33 jaar later, die ouderdom wat Jesus was. 33 jaar later en ek staan hier voor by julle in die gemeente. En die enigste ding wat ek die moeite werd af om te sê is, hoe kosbaar is Jesus. Hoe wonderlik is hy, daar is niemand soos hy nie. En aan hom kom toe al die lof en die eer
die heerlikheid tot in ewigheid. Iets drasties moes gebeur in hierdie 33 jaar. Dit wat gebeur het, was nie bloot teologiese studies nie. En ek wil net vir julle sê, voordat ons saam lees, en ek wil hier saam met julle bid. As jy dink dat iemand kom nader aan die Here omdat hy teologie geswat het, kom jy nie meer verkeerd wees. Dit is absoluut nie die waarheid. Inteendeel, ek weet van baie mense wat hulle geloof verloor het, nadat hulle teologie geswat het. Iets moet gebeur. Dis juist daai iets wat my so vasvang. Ek het Jesus ver meer nodig as wat julle dink. Vanaand, dis wat ek dalk kan sê. Daar is soveel dinge, terwyl ek nou op die onderwerp is, dat ek dit net klaar sê. Enige persoon wat nie kinders het nie, is maar 'n beter ouer as enige een wat kinders het. Julle dit al agtergekom. Kyk, hy het kinders, as ek kinders het eendag sal hulle nooit sou wees, nie? Ja, sterkte. Toe kry ek mos vir hulle, 3 van hulle. Die dominee se kinders, is mos die soetste in die buurt. Dis julle kinders wat ons kinders so omkry. Gemeente se kinders maak die dominee se kinders stout. Net een oomblik nie waar nie. Hulle is net so in sonde ontvang en gebore. En ek sal nooit vergeet die dag toe ek besef, ek het my kind se hart verloor. En ek weet nie hoe om dit terug te kry. En ek kan dit nie terug preek nie. En ek kan dit nie terug raas nie. En ek kan dit nie terug redeneer nie. En hy stel nie belang in hoe baie weet ek nie. Hy gee nie 'n duit om of ek 'n boek geskryf het of nie. Hy gee dit nie om nie en ek verloor sy hart en ek besef net, as min dinge wat 'n ouer so skud, soos dit. En ek besef net, Here Jesus, as my geloof net in woorde bestaan, as my Christenskap net in die uiterlike is, as die krag van God nie in my lewe en in my hart is nie, beteken dit niks. En dis eintlik maar die groot ding vir hierdie gesprek. So as julle wil, kan julle Bybels oopmaak by Matteus 17, ons gaan dieselfde versie lees wat ons vanoggend gelees het, en dan so 'n bietjie aanlees, maar kom ons bid net saam. Here Jesus, baie dankie vir my gasheere, dankie vir die gemeente wat my genooi het, en dankie vir almal wat hier is. Ek besef dis 'n kosbare aand en ons tyd is kosbaar en as 110 ander dinge wat almal hier kom doen in plaas van hier wees. En ek bid, Vader, dat U ons sal bedien vanaand deur die Gees. Breek U deur ons eie skanse en ons eie mure en pretensies. En raak ons harte. In Jesus se naam. Amen. Die wonderlike ontdekking, of voordat oor dit praat, kom ek sê net eers, iemand vra vir my die week wat verby is, wat is die mees belangrikste vraag wat 'n mens kan vra? Nou kyk, dis 'n verskriklike vraag. Wat is die mees belangrike vraag? Wow, waar gaan jy begin? Dit is so goed as iemand vra vir jou, wat is die betekenis van die univers? Jy gaan, wat? Iemand vra, wat is die mees belangrikste vraag wat jy kan vra? Nou, gelukkig het ek nou al baie die ding oor gedink en gewonder en sommer so oor jare my eie hart net bietjie dopgehou en gekyk en vir my is die mees belangrikste vraag wat daar is in die geskiedenis van die mens. Die mees belangrikste vraag is die volgende. Is Jesus wie hy gesê het hy is?
En hierdie is 'n krisisvraag. Want as die antwoord nee is, wat maak ons hier? Wat is die sin van praat en sê ons mekaar wil op 'n vreeslike vlaksinnige manier probeer boet inpraat? Wat maak ons nie? As hy nie is, waaroor praat ons enigstens oor dit wat in die skrif kom? Waaroor praat ons oor God as Jesus nie is wie hy gesê het hy is nie? Want as hy nie is wie hy gesê het hy is nie, is hy 'n leienaar. As hy 'n leienaar is, is hy nie God nie, as hy nie God is nie, is niks waar nie. Wat maak ons nie? Nou dis nie die enigste krisis manier om die vraag nie te antwoord nie, want wat is die antwoord ja is? Wat is die antwoord ja is? Sê nou die antwoord op die vraag, is Jesus wie hy gesê het hy is? Ja, dan plaas dit ons in 'n geweldige krisis. Veral die kerk. Want die volgende vraag is, wie is hy? Wie het hy gesê is hy? Ek weet wie ek dink hy is, ek weet hoe ek groot geword het in sondagskool en so, en as iemand van my vra wie is Jesus, dan kan ek sê wie is Jesus, maar beteken dit ek weet wie is Jesus? En hier is die skrikwekkende antwoord. Die antwoord is nee. Nee, het beteken geensins ek weet wie is Jesus. Nou, sonder om die gedeelte te lees, maar ek wil julle net verwys na 'n geweldige oomblik in die evangelie van Johannes. Nou probeer dit onthou, as julle kan, of maak ergens 'n notaatjie, dan kan jy dit vanaand gaan lees by die huis. In hoofstuk 6 in Johannes is die hoofstuk in die hele evangelie van Johannes, eintlik in die hele bediening van Jesus. Hoofstuk 6 in Johannes is waar Jesus op sy mees populairste was. Hy was verskriklik populêr. Hy was so populêr dat die mense hom koning wou maak. Nou, dit is bietjie van 'n politieke probleem, want daar is net een vakature vir koning, en hy was klaar gevul, en dit was Herodes, en nou wil hulle Jesus koning maak. Jy kan jou voorstel, wat is die nadraai van so 'n aksie? Maar dis hoe populêr hy was. En hoekom was Jesus so populêr? Wel, hier is die rede. Die rede was, omdat Jesus vir hulle brood gemaak het om te eet toe hulle honger was. Hy het hulle brood verneder. Maar Jesus het 'n paar ander dinge gedoen wat sy populariteit definitief inhoud gegee het. Soos byvoorbeeld, hy was by 'n troue en toe is die wyn klaar. Ja, dit was groot, dit was nie klein nie. Dit was sommer 'n kultivar van 'n rooi wyntjie daai wat die Kaapenaars trane in hulle oë sou gee. Sê die Bybel. Nou nie in daai woorde nie, maar dis die strekking. En wat anders het hy gedoen? Geweldige dinge. Geweldig goed, soos byvoorbeeld 'n enkel ma se dooie seun opgewek in die dood. Op pad na die begrafnis. Dink jy dit sal rippels veroorsaak? Goed. Doowe mense laat hoor, blinde mense laat sien, melaatses gereinig. Sal so iemand nie asemrowend populêr wees nie? Verseker. Dis iemand in Korinthe. Ek wil stel jy voor, nooit weer het ons broodnood. Dink net, wat kan so 'n man aan ons vyande doen? Dink net. En dan kon nie maar. Johannes 6 is ook toevallig die hoofstuk, waar Jesus nie net op sy mees populairste was nie, maar ook waar sy populariteit 'n ernstige knou gekry het. En ek wil julle net daarvan vertel, dan wil ek vir julle ietsie lees. Ernstige knou. Die knou wat dit toe kry, is dat Jesus vir hulle sê, nee, ek gaan dit nou in my woorde sit. Julle kan dit lees in die woorde wat Johannes het skryf, en dis die beste manier om dit te lees. Ek wil dit net verduidelik. Jesus sê vir hulle, nee, ek stel nie belang in julle guns nie. Jesus vryf hulle heeltemal verkeerd op. Jesus het dit nogal baie gedoen, mense verkeerd opgevryf. Hy sê vir hulle, ek stel nie belang in julle guns nie, ek stel nie belang in julle koningskap nie. En jy dink, wat? Maar is dit nie hoekom Jesus gekom het nie? Ons het dit vanaand gesing.
van die konings en so, is hy nie dit nie. Hier bied hulle vir hom op 'n silwer skinkbord die posisie in Israel aan, die mees gesagte posisie. En hy wys dit van die hand. Hy sê, ja, ek wys dit van die hand, ek stel gat nie daar belang nie. Die mense wil weet, hoekom stel hy nie daar belang nie? En Jesus konfronteer hulle reguit en sê vir hulle, vir hierdie rede. Omdat julle my wil koning maak nie oor wie ek is. Julle wil my koning maak oor wat ek vir julle beteken. En ek aanvaar nie daardie terme. Want julle het nie 'n idee wie is. Al wat julle sien, as julle na my kyk, is julle sien iemand wat in julle behoeftes sal voorsien wanneer julle dit nodig het. En ek wil nog iets vir julle vertel. Julle, die woordjie beskaam is veral ter sprake hier as ek dink oor die reaksie in my hart wanneer ek dit hoor, want ek besef dat Rieker Botha is 100% skuldig aan hierdie saak. En dis die rede hoekom ek 33 jaar terug nie baie ver van hierdie posisie waar ek nou staan nie. Letterlik meters, nie baie ver nie. Gesê het ek stel in God nie belang nie, ek wil niks van hom weet nie, ek wil niks van Christene weet in die Bybel en die Evangelie, en ek het 'n paar aardige goed in baie diep Afrikaans vir die Here verduidelik. Die rede was, omdat hy nie wil doen wat ek vra. Die rede is omdat ek behoefte gehad het en hy nie my gebede beantwoord. En ek wil weet, waar was hy? Waar was jy toe ek jou nodig gehad het? Want jy is daar vir my. En toe ek op jou knop druk, toe is jy nie daar nie. So, hoekom is jy nie daar nie? Jy is nie die moeite werd nie. En dit was die aggressie in my gees. Het het nou ontsaglik my lewe geknap, daai saak. Paar jaar later, dat ek net myself vinnig onderbreek, 'n paar jaar later, toe ek in Woester sit, en daar het dinge gebeur wat ek nie nou kan vertel nie, want dit is nou nie ons gesprek vanaand nie, maar sit ek 1 Desember in my kamertjie en ek bid, hierdie volgende gebed, die eerste keer in 'n lang ruk wat ek bid sonder om te vloek. En die gebed klink net so: Here, ek sal U aanbid as my Here en my God, al beantwoord U nooit ooit weer een van my gebede. Wat 'n oomblik! Dis een oomblik wat jy nie kan fake nie. Die siel van 'n mens kom nie by daai plek deur dit te fake nie. Daar moet iets baie diepgaande in jou siel en jou hart gebeur. En dit was die kwessie in Johannes 6. In Johannes 6 sê Jesus vir hulle, julle stel net belang om aan my eer te gee, omdat ek 'n plek in julle lewe het. Ek vervul julle behoeftes. Dis al, maar nie omdat ek is wie ek gesê het ek is. Weet julle wat was die mense se reaksie na die onder ons met Jesus? Julle kan gelees, is 'n baie lang hoofstuk. Ek dink hy, weet nie of hy 72 of so versies het, maar is 'n lang hoofstuk. Die uiteinde van die onder ons is dat al die mense wat agter Jesus aangeloop het, wat hom nageloop het, wat mekaar gesê het, sien jou Vrydag by die konferensie, wat die Nasareëner, waar was jy die laaste paar maande? Ken jy nie die Nasareëner nie, as jy my sien? Al die mense wat hom nageloop het, sê vir Jesus daardie dag hierdie woorde. Hulle sê vir hom, hierdie woorde is vir ons te hard. Wie kan daarna luister? En toe draai hulle om en stap van Jesus af weg. En dis vandag nog die grootste krisis. Nie net kollektief nie, maar individueel. Nie net vir gemeentes en groepe en nasies nie, maar ook vir jou en my as individue. Is Jesus regtig wie hy gesê het is? Matteus 17 vers 5 sê die Vader, ek dink is op die daar staan dit pragtig, waar die Vader sê, kom ek vir julle vertel wie is die Seun. Hy is my geliefde, my gunst, my liefde, my aandag, my fokus is op hom. Ons het volgens gelees in Kolossense 1 vers 13 en 16, waar Paulus praat van die Seun van God se liefde. So intiem en gesê, dat die hele skepping het God geskape vir die Seun. En in hierdie gedeelte sê God iets anders by. In vers 5 praat hy nie net, hy lewer nie net 'n getuienis oor die identiteit van die man wat daar staan nie. Hy lewer 'n opdrag en sê, luister na hom.
hierdie is toevallig die vertrek waar ons vertel en sê, hoe luister ons na hom? Hierdie is toevallig die vertrek waar ons sê, hoe nodig het ons hom? Die vraag is, reg? Luister na hom? Luister na hom? Ek preek 'n rukkie terug in 'n baie bekende gemeente. Ek gaan nou nie sê waar nie, maar julle kan raai. Maar julle sal verkeerd raai. Julle kan julle antwoorde met my kom toets na die tyd. En ek praat oor iets soos volg. Ek sê, die interessante ding wat God van Jesus sê, is dat Jesus ook van homself sê, is dat hy die baas is. En 'n klomp mense in die gemeente neem ernstig toe aanstoot oor my woordkeuse. Dat ek Jesus 'n baas noem. Wat ek vra in die diens, is Jesus jou baas? Hulle laat weet die predikant dat ek asseblief moet refrein van hierdie woordkeuse. My seun, wat toe nou 'n jong student is op Potchefstroom, hoor van die storieetjie. Hy sê vir my hierdie woorde, kan jy glo dat uit 'n student se mond partykeer iets sinvols kan kom? Hy sê vir my, pa, hy sê, pa, weet jy, mense gee nie om baas genoem te word nie, hulle wil net nie 'n baas hê. En ek sê, hoe jy kon het nie beter sê. Want diep in my hart is ek van een ding diepgaande oortuig. En dit is wat ek is die baas. Ek is die baas. My siening en my opinies en my alles is net verskriklik belangrik. Wat is Jesus se plek? Jesus se plek is om net in te kom in die dele waar ek nie beheer het nie. En wat ek weet ek is in beheer, maar daar is die gedeelte soos my skoonmaak wat ek nie kan beheer. En my vrou. En Jesus moet net inkom daar en op ander plekke wat ek nou nie wil sê nie, maar hy moet daar inkom en dan vul hy my net in daar. En dan gaan ek weer aan wat hier is ek die baas en Jesus staan reg voor my. En dit is sommer net my verbeelding hierdie nou wat ek nou gaan vertel, maar met sy 2 vingers druk hy so op my baas en sê vir my, daar is 'n baas en dis nie jy. En ek het 'n ernstige probleem daarmee. En ek glo nie dat Jesus is wie hy gesê het hy is nie. Hoor, met my mond sê ek dit, want dit is die regte ding om te sê, maar in my hart en in my lewe is ek die baas. En die laaste ding wat ek gaan doen is om te surrender all. All to Jesus I surrender. Nou, vergeet. Die enigste goed wat ek sal surrender is die goed wat ek nie kan beheer. Die rest is all mine. En net daar beleef ek Jesus op 'n heeltemal ander manier. Kom ek vertel net. Ek gee net 'n voorbeeld van dit. Vir die jonger lede van die gehoor vanaand. Wat dalk nie weet hoe Suid-Afrika 'n republiek geword nie. Dit het gebeur in die jaar van ons Heer 1961 na Christus. Suid-Afrika beweeg van 'n unie na 'n republiek. Ons het ons eie kabinet, selfregering, dis tog maar 'n ding wat ons vreeslik van hou. En so aan. En ons het ook 'n president gehad en sy naam amptelik was Seer Swart, geliefd oom Blakkie. En oom Blakkie was 'n aangename man, 'n regte oom, reg uitgeknip vir die werk, as die eerste staatspresident van die republiek, die nuutgevonde republiek van Suid-Afrika. Oom Blakkie se haarstyl was reg, soos dit hoort te wees. Hoe? Kort. Almal weet dit. Oom Blakkie was 'n boer, af van die Karoo.
was de aap. Ja. En nou Blackie was reg aangetrek. En nou Blackie het 'n groot band gehad om sy skouer in die kleure van die oranje, blanje, blou, die Republiek van Suid-Afrika, met die wapen op, waarop staan eendracht, maakt, macht. As jy wil Hollands praat, sit net 'n T agter elke woord. Nou Blackie was afgeneem in hierdie posisie, en sy foto was in elke gebou te sien, en ook in skole, magistraatplekke en howe, en oral waar dit met die regering te doen het, sit oom Blackie, die statige oom, die president van die Republiek van Suid-Afrika. Wanneer die parlement geopen is, het oom Blackie die ceremonie waargeneem, en het was wonderlik, en alles. En toe leer ons, maar daar is net een ding van oom Blackie wat jy moet weet, en dit is, hy het geen uitvoerende magte nie. Die posisie van staatspresident van die nuutgevonde Republiek van Suid-Afrika is 'n seremoniële rol. Die uitvoerende magte lê in die hande van die premier en die kabinet. Nou Blackie met sy karakter, lieflike oom, hy was 'n lieflike oom, mooi gekapte hare, sy pragtige soet, sy bandelier hier om sy band, met die wapen, is alles net vir die show. Dink jy, dis wie Jesus is? Die seremoniële president. Ons praat van hom, ons open gebede in sy naam, maar die uitvoerende magte lê in ons hande. Maklik om dit te sien, bring my die notiele van die kerkraadsvergaderings. Ek weet, ek het self daar gesit vir baie jare. Wie is die uitvoerende hoof? Ek kan vra, wie is die uitvoerende hoof van jou gemeente? Of die gemeente? Maar kom ek vra dit baie erger nog of dit? Kom ek vra, wie is die uitvoerende hoof van jou lewe? En dis een ding om te sê, dit is Jesus. En jy klink so pastoraal, dat mens kan met jou swys. Maar dit beteken glad nie, dat dit waar is. Is Jesus rarig wie gesê het hy is? Of is hy net daar, populair, sodat hy jou behoeftes kan vervul, want hy is die steunpilaar van jou lewe, maar jy is die bestuurder. Jy is die Here. Is I surrender all to Richard Botha. I surrender all. En ek verwag dat you will also surrender all to Richard Botha. Want ek is net so belangrik. En die grootste krisis in my lewe is om voor Jesus te staan en hom te bely as die Here. Dis geen ligtelike saak nie. En jy kan dit nie fake nie. Jy kan dit nie fake nie. Jy kan hoe pastoraal klink wanneer jy bid. Jy kan wat se pragtige liturgiese woorde gebruik. Jy kan die Bybel ken van voor tot agter. Dit beteken absoluut niks. Dit beteken nie dat Jesus is jou Here, jou baas. Is hy? Kom ek vertel jou hoe weet jy of Jesus my baas is? Daar's twee mense wat jy moet vra. Die een is my vrou en my kinders. Die ander ene is my vyand. En daar's een ding wat ek net op 'n stadium besluit het ek nie meer energie voor het. Weet julle wat is dit? Ek het nie die energie en ek praat met u so eerlik as wat ek kan. Ek het nie die energie om langer voor te gaan en voor te trek. Dis te veel werk. Ek kan dit nie volhou nie. Ek is te sag.
Jesus is of my baas, of hy is. My oudste seun het na my toe gekom en vir my gesê, pa, ek wil nie die Here dien nie. Dis nog steeds sy posisie. Dis vir my 'n vreeslike ding. Maar op 'n snaakse manier het ek respek vir my kind. Want ten minste gee hy nie voor nie. Ten minste is hy eerlik. Dis 'n aaklige eerlik, maar dis eerlik. Die guns van God lê op sy seun. En wat God van my eis, nie vra asof ek op sy vlak is nie. Ek is, wat hy van my eis, is dat ek voor sy seun sal kniel as die absolute baas in my lewe. En alleenlik dan, sê God, is die guns van God wat op die seun is, ook oor my lewe. Maar sonder dit is daar geen guns en geen genade nie. Daar is niks buite die seun. Hy is die absolute alfa en die omega. Hy is nie seremonieel nie, hy is uitvoerend. En die vraag is ek by hom? Kom ek lees vir julle hierdie laaste gedeelte. Dis die tipe goed wat Paulus skryf, wat jy nie kan glo hy het geskrywe nie. Kyk nou. 1 Korintiërs 16 vers 22. Kyk eens aan. Kan jy glo dit staan daar nie? As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Ek wil vir jou iets sê, dat hierdie skrikwekkende woorde is dalk jou redding. Die Here Jesus Christus is 'n woordkeuse wat baie spesifiek is om 'n baie spesifieke boodskap aan jou en my oor te dra. En die boodskap is, weet jy met wie het jy te doen? Jy het te doen met die Here, die baas. In Engels sou 'n mens kon sê, want ek kom as uit die kolonie. Ons praat nou en dan 'n bietjie Engels. In Engels sou 'n mens kon sê, he calls the shots, not you. En dit is 'n groot saak, dit maak dat duisende mense van hom wegdraai. Maar wanneer ek voor hom buig, wanneer ek dit omhels wat hier staan, wat is skrikwekkende woorde, as jy vandag so breek moet hê, dan sal hulle jou iets aandoen. Maar wanneer ek my knie buig voor die seun, dan beleef ek die lewe van God, maar wanneer Rieker bly staan, soos wat hy wil doen, en nog sy lewe lank doen, en staan omdat hy oortuig is in sy hart, dat hy die baas en die Here is daar net een pad vir Rieker, en dit, sê God, is vervloeking. Daar is die seun en lewe buite die seun. Hy is die baas, nie ek. Wat vir my so kosbaar is as hy 'n kykie in die hemel kry, 'n kykie in die hemel, en dan sien jy die seun sit langs die Vader. Nee, praat van Openbaring hoofstuk 4, jy kan Jesaja 6 ook intrek, Openbaring hoofstuk 4 spesifiek, sit hy langs die Vader, en daar sit hy, en dan sê die engele, heilig, heilig, heilig is die Here God, en die oomblik wanneer die engel dit sê, dan val die ganse hemel op hulle aangesigte. Die ganse hemel, die engele, die mense, elke liewe kreatuur wat daar is, val op hulle aangesigte en sê, waardig is die lam. Weet jy wie is Jesus? Jy het idee. Wie is die seun? En dit is die vraag. Die grootste krisis wat daar is Jesus wie hy gesê het, hy is. Wat is jou antwoord? En dit ontmasker my. En dit skud my. En dit is goed. Want dit bring my by God. Op sy voorwaardes en sy terme en nie my. Kom ons bid saam. Here Jesus.
weet, ek ken nie die mense wat voor my sit nie, ek ken hulle nie. Ek ken nie hulle situasies by die huis, of waar hulle werk, of waar hulle vandaan kom. Jy ken dit. Ek weet ook die Here Jesus. Niks wat ek sê, of wie ek is, wat hierdie mense enigiets. Tensy u dit sê. U ken die hartsgedagtes van elkeen wat u is vandag. U ken ook myne. U weet, Here, hoe bedrieglik is my eie hart. Hoe vol nonsens kan ek nie wees. Ek bely voor u en voor almal wat hier sit, dat daar is vir my lewe of seën as ek my knieë voor u nie buig. Ek bid vir elkeen wat vandag hier sit, Here, en wat weet dat dit van hulle lewens ook waar is. Ek bid vir die Heilige Gees, dat u hulle sal bedien, dat u uself aan hulle sal openbaar, dat u Jesus vir hulle sal duidelik maak, dat u hulle oë sal open, om die waarheid en die heerlikheid van Jesus te sien, tesame met my eie oë, my eie hart, sodat ons die lewe kan opneem, in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek is volledig daarvan oortuig, dat u nie hierdie kosbare tyd op sy gesit het, om te kom luister na iemand, wat uit Hermanus het kom. Maar dat die Here wat lewe met u 'n afspraak het. En dat daardie afspraak is goddelik en na waarheid. Daarom is my gebed, dat u en ek ons harte sal oopmaak vir dit wat Jesus sê. Mag hy wat 'n oor het, hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Mag sy genade met u wees. Amen.